Baie dankie dat jy saam met my kuier en ek is heel opgewonde oor hierdie aanbieding, want dit gaan oor so 'n baie belangrike onderwerp wat deur soveel mense dikwels misgekyk word. Maar kom ons kyk wat sê die woord vir ons aangaande die tabernakel en sy relevantie vir die dag waarin ons lewe. Maar voor ons begin, kom ons bid net saam en ons vra vir Vader om ons die woord in ons harte oop te breek, sodat ons kan insien en verstaan. En ons hemelse Vader, ons sê vir U baie dankie vir die kosbare woord, en dankie vir die Heilige Gees wat die woord so in ons harte kom oopbreek en ontvou, dat ons dit kan verstaan. Help ons ook as ons kom by hierdie baie belangrike onderwerp, om ook in te sien en te verstaan wat behels hierdie tabernakel wat U in soveel detail vir ons laat bou het. En geef ons die insig wat ons nodig het, en help ons om te kom by die einddoel wat U vir ons bestem het, in U heilige teenwoordigheid. En ons dankie daarvoor, Vader, in Jesus naam. Amen. Nou, ons gaan net eers begin met so 'n breë oorsig oor die tabernakel, en dat ons net kan sien waar pas dit in die geskiedenis, en hoe dit relevant is vir ons vandag nog. En kom ons kyk heel eers na hierdie prentjie hier. Nou wat ons hierso sien is die tabernakel, en die aktiwiteite van die mense daar binne in die tabernakel, en dan ook hoe die volk rondom die tabernakel gekamp het. Nou, hierdie was opgedeel gewees in 4 groepe. Aan die noorde kant was daar 3 stamme, aan die ooste kant 3 stamme, aan die weste kant 3 stamme, aan die suide kant 3 stamme. En so die 12 stamme daar reg rondom die tabernakel gekamp. En hier het ons ook maar 'n kunstenaars voorstelling van hoe sy idee was, hoe dit gelyk het, maar ek dink dit gee vir ons 'n redelike goeie indikasie. Nou hierdie prentjie is 'n bietjie groter as wat my blad vir my toelaat, maar kom ons doen hom so in dele, en dan begin ons eers bo, en dan staan ons bietjie stil by meer van die detail. En wat ek wil sê hier is dat as ons kyk na die detail van die tabernakel, dan raak ons net aan die oppervlak. Daar is soveel detail weggesteek in hierdie tabernakel. Elke dingetjie, elke manier wat dit gemaak is, het 'n spesifieke betekenis, en alles wys hier na Christus toe. Maar kom ons staan stil by 'n paar basiese dingetjies wat ek wil uitlig hierso. En dan die eerste een is die tabernakel van Moses. God gee opdrag aan Moses om die tabernakel en sy binnehof te bou volgens God se spesifikasies. Dit was soos 'n tent gemaak, sodat dit uitmekaar gehaal kan word, sodat dit vervoer kan word. Die deursnit aansig van die tabernakel is so gemaak, sodat ons die binnekant kan sien. Nou, in die vorige prentjie het ons gesien hoe die tabernakel eintlik lyk, en wat ons in hierdie skets het, is dan nou net 'n deursnit van die tabernakel self. Nou, kyk ons hierso na ons eerste gedagte hier. Die voorhangsel wat tussen die heiligste en die allerheiligste was 'n 10 cm dik gordyn van fyn linne geweef. Nou dit was menslik onmoontlik geweest dat daardie gordyn geskeur kan word, omdat hy so geweldig dik was en so sterk was. En dan hierdie gordyn was dan ook daar vir 'n baie spesifieke doel en rede, en dit is om God in sy heiligheid af te sonder van die mense buite. Dan kyk ons na die afmetings van die tabernakel. Die tabernakel was 15 meter lank, 4,6 meter wyd en 4,6 meter hoog. Dit was bedek met 4 lae materiaal en velle van diere. So as jy wil kyk na 'n bietjie meer inligting rondom dit, die skrifgedeelte Eksodus 26 vers 1 tot 14 gee vir ons daardie detail. Ons volgende gedagte hier, slegs die verbondsark het in die allerheiligste voorgekom. Eksodus 25 vers 8 tot 22. En dan kyk ons hier die verbondsark, wat vir ons aangedui word daar in die allerheiligste. En dan hierso sien ons dan die voorste gedeelte, dit is die heilige plek. Hierdie gedeelte is in 3 opgedeel. Die allerheiligste beslaan 1/3 en die heiligste beslaan 2/3. Nou hierdie gedeelte is wat hulle noem die heilige plek. So voor aan die heilige plek is daar ook 'n gordyn, maar hy is nie so dik soos die een wat ons in die allerheiligste vind nie. Nou die doel van hierdie gordyn was weer eens gewees om die heiligheid of die heilige plek te skei
van dit wat buite in die voorportaal aan die gang was. Dan sê ons, skuif ons prentjie so op dat ons verder kan kyk. Nou, dan sien ons hierso, die volgende belangrike item wat daar was, is dan die reukofferaltaar wat in die heilige voorgekom het. En dan sien ons ook daar die menorah of die goue kandelaar wat daar voorgekom het, en dan sien ons die goue tafel vir die toonbrode wat daar voorgekom het. En dan hierso sien ons dan die koper waskom, en die doel van hierdie koper waskom was dat die priesters hulle hande en hulle voete daar kon gewas het. Nou die binnehof was 46 meter lank en 23 meter wyd. Nou dit is hierdie totale oppervlakte wat ons hierso het. En ons gaan sien dat hierdie oppervlakte wat ons hierso het is omtrent die grootte van 4 gemiddelde woonhuise. En dan hierso sien ons dan 'n ander belangrike voorwerp, en dit is die koperaltaar. En dit was daar gewees vir die brandoffers wat aan God gebring moes word. Nou hierso sien ons dan die omheining. Die omheining was ook van linne gemaak en was 2,3 meter hoog. Nou hierdie 2,3 meter is omtrent die hoogte van 'n gemiddelde huis se plafon, om vir jou net 'n idee te gee. En dan sien ons hierso onder die enigste ingang na die binnehof is deur hierdie 9,1 meter wye opening. En dit is dan ook by die ooste kant waar hierdie opening aangebring is. Nou met hierdie voorstelling kom ons nou by die plek waar ek eintlik wil kom, waar ons meer gaan gesels oor die detail. Nou soos ons vroeër gesien het, die volk het buite rondom die tabernakel gekamp. En hierdie heining was 2,3 meter hoog. So daar was nie 'n manier gewees dat jy kon insien of ingaan in hierdie heilige plek, behalwe om deur die ingang in te gaan nie. Nou, hierdie ingang wat ons hierso het, is 9,1 meter wyd. Nou, 9,1 meter is omtrent die wyte van 3 motorhuise. En dit impliseer vir my net een ding, en dit is dat die genade van God is so groot. Daar is nie 'n beperking of 'n vernouing nie. Daar is genoeg ruimte vir elkeen om in te kom. En dan die Nuwe Testamentiese simboliek van hierdie opening is dan ook natuurlik Johannes 14 vers 6. Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Net weer eens die belangrikheid daarvan beklemtoon, as jy binnekant in hierdie allerheiligste wil inkom, om versoening te doen vir jou sondes, moes jy deur die ingang ingaan. En die Nuwe Testamentiese betekenis van hierdie ingang is dan natuurlik Jesus Christus, wat vir ons die weg en die waarheid en die lewe geword het. Die Nuwe Testamentiese implikasie van hierdie weg is die weg wat Jesus vir ons berei het om by die Vader uit te kom. En om by hierdie deur in te gaan beteken ons moet kom tot geloof in Jesus Christus. En as ons tot geloof in Jesus Christus kom, dan kom ons tot geloof in hom as die verlosser van ons sondes. Nou wanneer sonde ter sprake is, dan kom ons by die volgende item, en dit is die koperaltaar. Nou hierso sien ons in hierdie hele opstelling van die tabernakel, dit is eintlik die bloudrukplan van God vir ons as mens om tot wedergeboorte en tot volkome redding te kom. En die einddoel van hierdie pad wat ons hier gaan stap, is dat ons kan opeindig in die allerheiligste, in God se teenwoordigheid as ons hemelse Vader, waar ons verhouding met hom het. So die eerste item waarby ons dan stil staan, is dan die koperaltaar. Nou, Nuwe Testamenties vind hier dan die belydenis van sonde plaas. Ons is nie meer gebonde aan hierdie Ou Testamentiese struktuur, waar jy fisiese dier moet vat om vir jou offer te bring, sodat jou sondes weggewas kan word nie. Jesus Christus was die laaste en die finale offer, en vandag soek hy nie meer die bloed van bokke en van stiere nie. Hy het reeds vir ons die prys betaal. Hy het die volmaakte offerlam geword van God, wat vir ons die prys betaal het, sodat as ons sondes na hom te bring, dat hy ons sondes kan vergewe. So wanneer daar sondebelydenis plaasgevind het, dan moet hierdie sonde afgewas word. En dan hierdie koperwaskom impliseer dan die doop van die gelowige. Nou, by die doop van die gelowige word my hele sondige verlede word weggewas deur die bloed van Jesus, waar hierdie wassing maar net 'n uiterlike simbool is van die wegwas van my sonde.
Nou wanneer ons hier by die heiligste kom, dan sien ons hier is die volgende voorwerpe hier, die tafel met die toonbrode, en dan die goue kandelaar, en dan ook die reukofferaltaar. Hierdie tafel met die toonbrode verteenwoordig die woord van God. En dan die kandelaar verteenwoordig vir ons die Heilige Gees. En die reukofferaltaar verteenwoordig vir ons aanbidding. Nou wanneer ons by die woord van God kom, en die woord word deur die Heilige Gees in ons harte toegelig, en ons begin die aard en die karakter en die natuur van God sien, die liefde van God, die genade van God, die barmhartigheid van God, wanneer ons dit begin sien en verstaan, soos wat die Heilige Gees vir ons die woord toelig, dan kan ons nie anders as om te kom by 'n punt van aanbidding nie. En nou wil ek net uitlig hier is dat dit is so belangrik dat ons hierdie eerste stappe moet volg. Maar dit help nie ons volg hierdie stappe en ons gaan nie verder in nie, want ons einddoel is, ons wil hier in die allerheiligste uitkom in Vader se teenwoordigheid. Nou kyk ons vandag om die hart, die aard en die karakter van God te leer ken. Is dit so nodig dat ons blootstelling kry aan die woord. En my hart gaan regtig uit vir ons werkende mense vandag, wat so onder geweldige druk is, dat daar eintlik nie tyd is om aan die woord te spandeer nie. En dit veroorsaak dat die mens nie kennis het van God nie, dit veroorsaak dat ons mense nie in oorwinning kan leef nie. En wil ek maar net aanbeveel op hierdie stadium, maak nie saak hoe besig jy is nie, maak nie saak hoeveel druk daar op jou is nie. Probeer elke dag 'n bietjie tyd in die woord spandeer. Nou 'n ander baie belangrike gedagte wat ek ook hier wil uitbring is dat die goue kandelaar is verteenwoordigend van die Heilige Gees. En dit is so belangrik dat ons in 'n verhouding met die Heilige Gees moet staan. Dit is so belangrik dat ons vervul en gedoop moet wees met die Heilige Gees, sodat die Heilige Gees vir ons die woord kan openbaar. Nou hier is 'n interessante gedagte wat ek wil uitlig rondom die reukofferaltaar. Nou as ons kyk na die reukofferaltaar Oud-testamenties, dan sien ons sy plasing was in die heiligste gewees, voor die voorhangsel. Nou as ons kyk na 'n skrifgie in Hebreërs 9 vers 4, dan sien ons die skrywer van Hebreërs bring hom in die allerheiligste. En dit het my baie laat wonder, maar hoekom sal dit die geval wees? En ek het net besef, Oud-testamenties was die voorhangsel nog in plek gewees. Nuwe Testamenties het die voorhangsel geskeur, van bo tot onder, met die kruisiging van Jesus Christus. En dit het beteken, dat ons het nou 'n vrye toegang, ook met ons aanbidding, tot in die allerheiligste, in God die Vader se teenwoordigheid. Nou net 'n interessante gedagte rondom die skeur van die voorhangsel. Hierdie voorhangsel, soos ek sê, 10 cm dik, het geskeur van bo na onder tydens Jesus se kruisiging. En dit is menslik onmoontlik dat die mens dit kon gedoen het. Dit was 'n ingryping van God gewees. En ek dink op daai oomblik het God daar gesit in die hemel en hy het gekyk wat besig is om te gebeur. En ek dink hy het daai voorhangsel so gevat en hy het hom oopgeskeur. Want vir die eerste keer is daar 'n weg vir jou en vir my dat ons kan ingaan in die allerheiligste in God die Vader se teenwoordigheid. En ek dink dit was vir Vader ook in daai oomblik was dit vir hom 'n oomblik van triomf gewees toe hy daai voorhangsel kan skeer. Want nou kan ons net vir ons 'n prentjie vorm hoe God agter hierdie voorhangsel sit. En in die allerheiligste was dit donker geweest, daar was geen natuurlike lig geweest nie. Al lig wat daar was die skyn van die heerlikheid van die Here wat die binnevertrek verlig het. En dat God hierdie gordyn geskeer het van bo na onder, dat hy kan uitkom na ons toe en dat ons kan inkom na hom toe. Wat 'n wonderlike gedagte is dit nie. So wanneer ons kyk na hierdie allerheiligste, dan sien ons die item wat daarin voorkom is dan die ark van die verbond. Nou die priester kon een keer 'n jaar kon hy in hierdie allerheiligste ingegaan het met die bloed van 'n dier om dit op hierdie versoendeksel van hierdie ark van die verbond te sprinkel sodat hy versoening kan doen vir die mens. En nou Nuwe Testamenties het hierdie ark van die verbond opgeskuif in die hemel en dit is waar Jesus ingegaan het met sy bloed en vir ons daardie versoening gedoen het toe sy bloed gesprinkel is op die verbondsdeksel van die ewige tabernakel
in die hemele en God sy bloed en sy offer daar aanvaar het as die versoening vir ons sonde. Goed, so as ons nou kyk, dan sien ons dat hier is 'n baie duidelike pad. Dit begin by die weg, Jesus Christus as die weg. Ons moet by Jesus uitkom as verlosser. Dan die volgende stap is dan die belydenis van die sonde by die koperaltaar, en dan is dit die wassing of die doop van die gelowige, en dan kom ons in hierdie heilige deel waar ons gevoed moet word deur die brood en waar ons die Heilige Gees nodig het om vir ons die woord te verduidelik, en dan ons aanbidding. En die einddoel van dit alles is om ons te bring in die teenwoordigheid van God as Vader. Nou binne in hierdie allerheiligste is 'n plek van intimiteit. Dis 'n plek van verhouding, maar dis ook 'n plek van bevrugting. Nou Nuwe Testamenties vir my as gelowige, wanneer ek in die teenwoordigheid van God ingaan met my lof en met my aanbidding en ek God se aangesig begin soek en ek in 'n verhouding met God staan in my stilte tyd, dan vind daar 'n bevrugting plaas. En hierdie bevrugting wat plaasvind is wanneer God die woord in my hart openbaar, wanneer God die Logos woord vat en hy kom maak dit 'n rema woord in my hart. Ek wil net hier 'n verdere paar gedagtes uitlig. In die eerste een, as ons kyk na hierdie pad, dan sien ons hoe dit letterlik stap vir stap gaan. En ek het dit so opgedeel in verskillende kleure om dit vir ons makliker te maak. So hierso sien ons die liggaam. So wanneer ek by hierdie sonde aspek kom, dan gaan dit oor sonde, en dit is baie keer sonde wat ons in die vlees gedoen het. So hier gaan dit oor my liggaam. En wanneer ek by hierdie heilige gedeelte kom, dan begin dit gaan oor my siel. My siel wat moet vernuwe word deur die woord van God. Na mate ek blootstelling het aan die woord, word my siel verander. En dan as ek hier in die allerheiligste kom, dan gaan dit oor my geesdimensie, waar ek met God in 'n gees verhouding staan. Nou sien ons verder op hierdie pad, wanneer ons weer hier begin ek as 'n kind. En in my groeiproses waar ek blootstelling het aan die woord en betrokke raak, groei ek na seunskap toe. En ek word 'n seun. En dan as ek verder groei na mate ek verhouding met God die Vader het, groei ek na vaderskap toe. En ek word 'n geestelike vader. Nou hierdie gedeelte word vir ons ook baie mooi uitgebeeld. 1 Johannes 2:12. Nou hierso sien ons duidelik daardie groeiproses wat die woord vir ons aandui. Ek skryf aan julle, my kinders, omdat julle sonde vergewe is, om sy naam ontwil. So hierso sien ons by kindskap waar ons deel met die sonde aspek. Vers 13. Ek skryf aan julle vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek skryf aan julle jong manne, omdat julle die bose oorwin het. Ek skryf aan julle kinders, omdat julle die Vader ken. Vers 14. Ek het aan julle geskrywe vaders, omdat julle hom ken wat van die begin af is. Ek het aan julle geskrywe jong manne, omdat julle sterk is in die woord van God, in julle bly en julle die bose oorwin het. So ons sien duidelik hierdie 3 stappe, hoe jy vorder van kindskap na seunskap toe, na vaderskap toe. Nou 'n ander belangrike gedagte wat ek hier wil uitlig is dit, wanneer jy 'n kind is, kan jy nie 'n kind verwek nie. Jy moet eers groei. En wanneer jy 'n seun is, kan jy ook nog nie 'n kind verwek nie. Jy moet nog steeds groei. Maar wanneer jy seun word, dan raak jy meer betrokke by kerkaktiwiteite en jy word diensbaar en beskikbaar in jou gemeente, sodat jy tot hulp kan wees. En in hierdie hele proses groei jy, totdat jy kom by die punt dat jy 'n geestelike vader word, vandat jou kennis vermeerder en jou verhouding met God versterk. Nou 'n vader kan 'n kind verwek. En dit is die hele doel van die skrifgedeelte in Matteus 28 waar hy vir ons sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle en leer hulle. Nou ons kan nie hierdie opdrag van God uitvoer as ons nie 'n vader, 'n geestelike vader geword het nie. Net so vir interessantheid, die aanspreekvorm in die Bybel is altyd in die manlike vorm, maar dit sluit natuurlik glad nie die vrouens uit nie. Hulle is net so betrokke en daar is net so groot verantwoordelikheid op hulle om ook hierdie selfde pad te stap.
Kom ons kyk na ons volgende gedagte hier. Wanneer jy 'n kind is jy baie selfbewus. Dit gaan nog oor jouself, jou eie begeertes en jou eie behoeftes, maar na mate jy begin groei in die woord, dan kom jy op 'n punt waar jy naderhand woordbewus raak. En die sielsarea word ondergeskik gestel aan die woord en jou siel word verander. Jy word meer woordbewus om volgens die woord te lewe. En soos wat jy groei in hierdie proses en jy tyd spandeer in God se teenwoordigheid, God se hart leer ken, intimiteit met God het, word jy meer God bewus. Dan kom jy op 'n punt waar God deel word van jou alledaagse handel en wandel. Hy word onlosmaaklik deel van jou lewe. Ons kyk na ons volgende gedagte hier, en dit gaan oor die sterwe of die aflê van die ou mens. Nou hierdie ou mens is die ou mens met al sy nikke en sy grille, die sondige natuur wat ons gehad het. Hierdie goeders moet alles afgelê word en ons moet groei en ons moet sterk word in ons sielsarea. Nou wanneer ons by hierdie gedeelte kom, wanneer ons seun begin word, dan begin ons sterwe aan die self. Ons eie idees, ons eie opinies. En hier sien ons ook 'n pragtige voorbeeld van Jesus in Getsemane, toe hy daar in sy worstelstryd was en hy daar sy wil moes neerlê om te doen wat Vader van hom verwag het. In sy gehoorsaamheid 'n besluit te neem en sê hy is bereid om die kruisdood te sterwe vir jou en vir my. En dan kom ons by ons laaste gedagte hier, en dit is dan om te leef vir God. Eers word ons God bewus, en dan leef ons vir God. Ons gee ons hele lewe aan hom oor. Ons gee die totale bestuur van ons lewe aan hom oor. Nou kom ons by ons volgende gedagte hier, en ons sien, by hierdie gedeelte kom Jesus in as priester, waar hy my sonde op hom neem, om dit te dra. Hierso sien ons waar Jesus as profeet kom, en hy die woord in ons harte openbaar. En dan hier sien ons by die koning gedeelte, waar Jesus die koning en die Heer van ons lewe word. Die laaste gedagte waar ek by stilstaan is by die vashak gedagte. Nou ek het nog reeds so 'n bietjie daarvan aangespreek. Party mense hak vas, hulle kom nie by die punt van wedergeboorte nie. En dan is dit so dat party mense kom wel by Jesus Christus uit as verlosser en hulle neem hom aan as verlosser, maar hulle kom nooit by die sonde aspek nie, en dit is ons vashak nommer 2 hier. Hulle kom nie by daardie punt wat hulle sondes bely en vergifnis ontvang nie. Nou hierdie belydenis van sondes en die ontvang van vergifnis is gewoonlik 'n keerpunt in 'n mens se lewe in jou verhouding met God. Nou sien ons ook deesdae die tendens is dat jy moet Jesus net bely en jy moet glo dat hy uit die dood het opgestaan, dan is jy gered. En dit is vir my 'n halwe waarheid en dit maak my bietjie benoud, want die deel met die sonde word uitgehaal uit hierdie proses uit. En dit is maklik om Jesus te bely, maar om hom te bely as jou verlosser en dat hy jou verlos het van sonde en dat jy jou sondes voor hom bely het sodat hy jou kan verlos, dis heeltemal 'n ander storie. Nou baie mense kom by hierdie punt dat hulle wel sondes bely, maar dan hak hulle weer vas as hulle kom by die doop van die gelowige. En die algemene redenasie wat ons daar het is die mense sê, ja maar ek is mos reeds gedoop. Maar hierdie doop waarvan ons praat, die Bybelse doop is 'n ander doop. Dit is die afwassing van sondes en dit is 'n bewustelike keuse wat jy uitoefen wanneer jy onder oortuiging gekom het dat jy 'n sondaar is, jy het jou sondes bely, jou sondes is vergewe, en dan word daardie sondes afgewas. En dan ons volgende vashak is dan natuurlik weer eens by die heilige, waar mense nie blootstelling het aan die woord nie. Daar is nie tyd vir die woord nie. Mense vorm hulle eie opinie, en 'n baie gevaarlike tendens wat ons deesdae het, is mense doen hulle Bybelstudie op internet of op YouTube, en hulle luister na elke Tom, Dick en Harry wat 'n opinie het, en dit is baie gevaarlik. Ons moet by die woord van God self uitkom. Ons moet die woord van God biddende studeer, en dit is die enigste manier hoe jy werklik by die waarheid gaan uitkom. Nou ons laaste vashak waarna ons kyk is vashak nommer 5. Nou hier sien ons dat mense is tevrede met hulle bekering, hulle is tevrede met hulle wedergeboorte, maar hulle kom nie by die plek dat hulle tyd en intimiteit met God as Vader spandeer nie. Nou dit is juist die hoofdoel
van Jesus se verlossingsplan, sy redding wat hy vir ons berei het, is juis dat ons by God as Vader kan uitkom. En dit is die belangrikste plek vir ons om uit te kom, want dit is in God se teenwoordigheid waar ons intimiteit het met hom, waar hy die woord in ons harte bevestig. Dit is daar waar ons met ons hartsbehoeftes, ons probleme na hom toe kan gaan, maar dit is ook daar waar ons die heerlikheid van die Here sien. Nou met hierdie laaste skrifgedeelte wil ek afsluit, want hierdie skrifgedeelte vat vir my die hele gedagte baie mooi saam. Ons sien die Ou Testament, die aard en die karakter en natuur van God, en ons sien die Nuwe Testamentiese aard en karakter en natuur van God en die verskil tussen die twee. En kom ons kyk wat sê Hebreërs 12 vers 18 vir ons. Want julle het nie gekom by 'n tasbare berg nie en 'n brandende vuur en donkerheid en duisternis en storm. Vers 19 en basuingeklank en die geluid van woorde waarby die hoorders gesmeek het dat hulle geen woord meer toegevoeg sou word nie. Want hulle kon die gebod nie verdra nie, selfs as 'n dier die berg aanraak, moet dit gestenig word of met 'n pyl neergeskiet word. En Moses, so vreeslik was die gesig, het gesê, ek is verskrik en ek sidder. Nou hierdie gedeelte wys vir ons die Ou Testamentiese voorbeeld van die teenwoordigheid van God. Vrees en bewing, donderweer, selfs die diere moes met 'n pyl neergeskiet word, kon nie naby die berg kom nie. Nou in hierdie gedeelte wat ons gelees het, sien ons 'n duidelike prentjie van die beeld wat God uitgedra het Ou Testamenties. En dit was uitsluitlik omdat daar nog nie vir die mens versoening gedoen was nie. Dit was nie 'n baie mooi prentjie van God nie. En die mens het gevrees om in God se teenwoordigheid in te gaan. Maar kom ons kyk hoe verander hierdie prentjie Nuwe Testamenties. Vers 22. Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10.000 engele, by die feestelike vergadering van die gemeente en die eersgeborenes wat in die hemel opgeskryf is, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament, en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Nou hierso sien ons die Nuwe Testamentiese prentjie van God as Vader. 'n Plek waarna toe ons kan gaan met vrymoedigheid, die aard en die karakter van God kan sien. En daar sien ons Jesus die middelaar wat alles gedoen het om vir ons hierdie prys te betaal sodat ons hierdie posisie kan beklee. Nou daar is een van twee gedagtes. Jy staan buitekant en jy's nog nie in nie. Jy weet van al hierdie dinge, jy weet van God, jy weet van die woord, jy behoort dalk aan 'n kerk, bid, lees jou Bybel, maar die vraag is, het jy al ingegaan? En hierdie is die bloudrukplan van God vir ons verredding. Ons kan nie hierdie plan verander nie. As ons wil gered word, volkome gered word, dan doen ons dit op God se manier, nie op ons manier nie. En maak nie saak wat is ons opinie van redding nie. Hier is die bloudrukplan wat God vir ons neergelê het en ons moet hierdie stappe volg. Kom in deur die deur. Kom by die sondebelydenis. Kom by die waskom waar jou sondes afgewas word. Kom by die woord van God. Kom by die Heilige Gees. En die einddoel van dit alles is dat ons in die heilige teenwoordigheid van 'n lieflike God en Vader kan wees, wat in sy seun so 'n duur prys betaal het, dat ons in sy teenwoordigheid kan inkom. En baie dankie dat jy saamgekuier het. Ek glo en vertrou dat hierdie aanbieding ook vir jou tot hulp en nut gaan wees. En as dit vir jou tot nut was, deel dit gerus met iemand anders. En mag die Here vir jou genade gee, dat jy ook by die volheid sal uitkom, waarvoor Jesus so 'n baie duur prys betaal het. En tot ons weer gesels, vrede vir jou.